Lewende Here, ons bid dat die lewende woorde uit U woord nie by ons 'n hart van klip en 'n kop van yster sal aantref nie, maar 'n leergierige gees wat werklik soek na die betekenis van die nuwe lewe in U. Laat ons werklik ervaar dat U ons Vader is, wat ons as die kinders aangeneem het, dat U ons verlosser is, wat namens ons gesterf en weer opgestaan het, en dat U deur die Gees ons harte verlig om U stem te hoor. Amen. Hartlik welkom broers en susters, ons is in Paasnaweek 2025. Hierdie momente wat die middelpunt vorm van ons Christelike geloof, die dood en opstanding van Jesus Christus. Ons het middel Februarie het ons brande gehad teen Groenberg. Jy kan dit ook hier agter my sien. Brande wat vernietiging veroorsaak het. Brande wat die aarde swart verskroei het. Daar het as oorgebly. Maar ons is nou 2 maande later en uit die as kan 'n mens al reeds sien, het daar lewe gekom. Uit die dood, want dit lyk vir ons dood, het daar lewe, het daar skoonheid gekom. En vriende, dis wat ons vier in Paasnaweek. Die lewe wat ons het uit die dood en opstanding van Jesus Christus. Ons lees dit ook in die woord. Johannes 11 vers 25. Ek is die opstanding en die lewe. Die bekende woorde in Johannes 10 vers 10 wat sê ek het gekom sodat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Ons lees Johannes 14 vers 5. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dis Jesus Christus wat persoonlik sê, ek is die lewe. Nou ons kan lank praat oor wat die lewe is en wat die lewe vir ons elkeen beteken. Maar kom ons staan stil by, wat is hierdie lewe wat ek en jy as Christen gelowiges het in Jesus Christus wat die lewe is? En die enigste manier om 'n antwoord daarop te kry, is om na die woord te gaan. Paulus skryf 'n voorbeeld in Efesiërs 2 vers 4 tot 5 sê hy, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortreding saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Daai oomblik, wanneer ek so vasgeval is in my oortredings, wat ek so vasgeval is in sonde in my lewe, dat ek die dood hier binnekant beleef, en dan sê Jesus Christus, maar as ek na hom toe draai, deur hom word ek lewend gemaak. Hoe word ek lewend gemaak? Want ek word uit genade, onverdiende guns. Verdien dit nie. Maar uit sy liefde kom gee hy vir my 'n tweede kans. En ek word daardeur gered. Kolossense 1 vers 14 sluit aan daarby, sê, deur die Seun Jesus Christus, het ons die verlossing verkry, het ons die bevryding, die redding gekry, daardeur word die kettinge op ons lewe gebreek, en dan sê hy, die vergewing, genade en vergifnis, dis lewe wat ons het, wat ons vat uit 'n plek van dood uit, na die lewe toe. Paulus skryf verder in Romeine 5 vers 10, as ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nadat ons met hom versoen is. Wanneer ek my weg weer terugvind, nadat ek verdwaal het, na die kruis van Jesus Christus, word ek weer een met hom, ek word versoen met hom, en ek begin my verhouding vanuit my versoening met Jesus Christus. Ek begin 'n verhouding wat verlossing en bevryding en redding insluit, omdat ek een is met hom. Ons kry die bekende gedeelte profesie in Jesaja 53 vers 5 en 6, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom.
Hy het dit gedra vir my en vir jou, sodat ek hier in my binneste vrede kan vind, die lewe van vrede kan vind, sodat ek vir my stikkendheid, my gebrokenheid, genesing kan vind. En dan sê hy weer, want ek het gedwaal, maar hy vat my terug uit genade en uit vergifnis. Ons lees in Jesaja 61 in die eerste 3 verse, sê hy ook hierdie woorde, ek gee vir jou eer in plaas van smart, ek gee vir jou vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer, ek gee vir jou lewe. Dis die lewe wat ons het in Jesus Christus. Dis die lewe, broers en susters, wat uit my en jou as lewe na vore bring. Want in dieselfde gedeelte in Jesaja 61 lees ons dat hier's 'n volk wat stikkend is. En God sê vir hulle, ek gee vir julle sieraad, vir julle as. Mens kry die pragtige beeld in die Engelse vertaling wat sê, exchange beauty for ashes. Ek vat my as, en God vat my as, want ek verruil my as vir sy skoonheid, vir sy pragt, vir sy lewe. Dis soos iemand dit verduidelik. Sy sê, ons as is ons gewonde lewe, ons stikkende lewe, ons lewe van ons eie pyn, ons teleurstellings, ons mislukkings in die lewe, ons eie teneergedruktheid. Dis daai diep gewondenheid oor mense wat ons in die rug steek, wanneer ons verraai word, wanneer ons misbruik en mishandel word. Dis daai oomblikke in ons lewe wat ons voel, maar ek kan nie uit hierdie situasie uitkom nie. Ek kan nie uit my gesondheid 'n weg vind nie, uit my finansies, uit my verhoudings, want dit is alles stikkend. My drome lê aan skerwe. Vriende, dis daai oomblik wat ons spreekwoordelik sê, ek sit in sak en as in my lewe. Ek sit ook juist vanoggend by iemand wat daar is, en hy sê, al wat ek sien is die as, al wat ek sien is die dood, ek kan nie die lewe sien nie, ek kan nie sien hoe Jesus Christus uit my as lewe gaan voortbring. Maar dis die wonderlikheid, hy is die lewe. So hy bring genesing uit my as uit my stikkende hart uit. Hy blaas nuwe asem in my hart in, waar dit nie is nie, want daar's dood. Hy is die een wat my herstel. Ons kry die pragtige beeld van Dawid in Psalm 30, waar ons lees, luister Here, en wees my genadig, help my Here, ek was in die rou, maar U het my dan met vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. So Dawid sê dat God het my kom herstel, het my kom anders maak. Petrus skryf 'n soort gelyke gedeelte, 1 Petrus 5 vers 10 tot 11. Maar al moes julle vir 'n kort tydjie ly, sal die God van alle genade, wat julle tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, dan sê hy, julle herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig. Dis God wat my en jou herstel. Die bekende gedeelte wat ons het in Psalm 23 vers 3, wat Dawid sê, hy verkwik my siel. Die woorde in Engels, he restores my soul. Dis die goeie nuus wat ons vier op Goeie Vrydag, die lewe in Jesus Christus. Maar die wonderlikheid is, dit eindig nie daar nie. Die klip word weggerol. Lukas 24 lees ons, teen dagbreek op die eerste dag van die week, het hulle na die graf gegaan met die geurende speserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was, en toe hulle ingaan, het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry nie. Die Here Jesus het opgestaan, hy het die lewe teruggeneem, en hy het die dood oorwin. En wat 'n geskenk van lewe gee die Here ons? Hy gee ons die geskenk van die ewige lewe. Johannes 10 vers 28. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Wat sê Jesus vir die dief wat langs hom hang aan die kruis? Vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. Jy gaan sterf aan hierdie kruis fisies.
Ek gee vir jou die geskenk van die ewige lewe saam met my. Jesus Christus het die dood oorwin. En broers en susters, die geskenk wat hy vir ons gee, is ek en jy, ons elkeen, het die oorwinning, omdat hy die oorwinning behaal het. 1 Korintiërs 15 vers 57, maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. In Romeine 6 praat Paulus van, ons is saam met Christus begrawe, en ons is saam met hom opgewek, tot 'n nuwe lewe. 'n nuwe lewe, 'n nuwe skepsel, 'n nuwe uitkyk, 'n nuwe perspektief op die lewe, 'n bevryde lewe. Petrus sluit daarby aan, as hy sê, waantoe vat hierdie nuwe lewe my? In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk. Hy sê, dis joune, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En dan sê hy, nou het ons 'n lewende hoop. Uit die as bring die Here lewe, en hy bring 'n lewende hoop vir my en jou, want hy gaan haal ons daai te plek uit, 'n donker plek uit, waar ons nie hoop sien nie, waar ons nie 'n toekoms sien nie, en hy gee vir ons 'n lewende hoop. As ons kyk na 'n soortgelyke verhaal van Lazarus in Johannes 11, Lazarus wat al 4 dae in die graf is, daar's 'n klip voor die graf gerol, en Jesus daag dan eers op, en Jesus staan by die graf, en terwyl Jesus huil, sê Jesus vir die mense, rol die klip weg. Terwyl hy die klip wegrol, roep Jesus met 'n luid stem, Lazarus, kom uit. Vriende, dis daai oomblik in ons lewe wat ons ook op 'n diep, donker plek in ons lewe is, waar ons nie lig sien nie. En ons is vasgevang in daai plek. En dan sê die Here, ek is hier. Ek is Immanuel, God met jou. Ek is die een wat daai klip wegrol. Ek is die een wat jou roep uit die duisternis uit na my lig toe. Petrus skryf daarvan, 1 Petrus 2 vers 9, die volk wat die verlossingsdade moes verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. As die koortjie wat die mense ook sing, hy haal my uit die dode, en hy sit my in die lewe. Graham Kendrick sing ook hierdie lied, You have called us out of darkness into your marvelous light, and you have saved us from the darkness. Broers en susters, daar's geen donker graf, geen donker plek waar die Here my en jou nie kan kom uithaal en bevry nie. Daar is geen steen wat hy nie kan wegrol nie. Want hy is die lewe, en hy bring lewe in my en jou lewe, waar ons op 'n doodsplek is. Omdat hy ons so ongelooflik lief het. Hy huil oor Lazarus, hy huil oor my en jou, wat in ons as is, en net in sak en as gaan sit. Want hy sê, ek kan jou nie in jou as los nie. Hebreërs 13 vers 8 sê, ek sal jou nie verlaat nie, ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek is Immanuel, God met jou in jou as, want ek wil jou uit jou as uit kom haal, en ek wil jou in die lewe kom sit. Josh McDowell skryf ook, hy sê, maak nie saak hoe vernietigend ons worstelings, teleurstellings en ons moeilikhede is nie. Hulle is slegs tydelik. Maak nie saak wat met jou gebeur nie. Maak nie saak wat die diepte van jou tragedie en pyn is, wat jy trotseer nie. Maak nie saak hoe die dood jou en jou geliefdes bekruip nie. Die opstanding met 'n hoofletter O, beloof jou 'n toekoms van onmiskenbare goedheid. In Johannes 11, van die verhaal van Lazarus, vra Jesus die vraag, glo jy dit? Dis die vraag wat Jesus vir ons vra ook, Paasnaweek 2025. Glo jy dat ek is die opstanding en die lewe? En hy vra, en hy sê vir ons, glo dit,
Eien dit, neem dit, leef dit. Leef dit teenoor die mense rondom jou, want ons met die lewe wat ons het in Jesus Christus, moet ons deel met die mense rondom ons. 2 Korintiërs 4 vers 11 sê Paulus, die lewe in Jesus Christus moet sigbaar word deur ons elkeen se lewe. Vat die lewe en leef die lewe uit Jesus Christus en deur Jesus Christus. Kom ons word net vir 'n oomblik stil. Ja, Jesus het verrys. Hy breek die dood se greep. Hy bring die lewe. Die graf kon hom nie hou nie. Versoening is verwerf. Ons word vergewe. Die wagte voor die graf, die klip wat goed verseël was. Vergeefs dat mense poog om hom daarin te kerker. Hy lewe, oorwinnaar en heilbewerker. Die kruisweg moes hy gaan om sondaars te verseker. God vergewe. Prys het hy betaal. Sy dood en graf is waarborg van die lewe met lyding, dood en graf voltooi. Hy nie sy taak nie. Hy moes die graf ontsluit. Toe volg die vrug in oorvloed. Ons lewe, want Jesus bring lewe, oorvloed. Amen. Broers en susters, mag ons, soos hierdie natuur hier agter my, wat in as was, herstel is en in die herstelproses van lewe is. Mag ons hierdie paastyd, mag ons die lewe, die nuwe lewe, die ware lewe, die seën daarvan in oorvloed ervaar. En mag ons dit, saam met ons vriende en familie waar ons saam met hulle ook gaan kuier, mag ons dit daar ook, die seën in oorvloed beleef. Amen.